Goeiemôre. Jy luister na die 26ste oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Ons tema vanoggend is bemagtigende vrae. Ek het aanvanklik gewonder of ons nog hierdie jaar deur die boek gelees gaan kry. En hier het ons nou aan die einde van Jesus is the question gekom. Die skrywer, Martin Copenhaver, vertel dat hulle gemeente die vrae van Jesus in hulle onderskeie groepe bespreek het, maar op 'n interessante manier. Hulle het 'n lys gemaak van ongeveer 150 van die vrae wat Jesus gevra het en dit net so weergegee, sonder konteks of agtergrond. Juis om die effek van hierdie vrae by mense, ek wil eintlik sê, in die fokus te plaas. Ek dink ons sal almal sê dat dit 'n potensieel gevaarlike onderneming is, want alle vrae moet mos maar binne konteks verstaan word. Maar hulle wou met hierdie strategie werklik die fokus plaas op die meeslerende krag van Jesus se vrae aan ons. Vrae kan gevaarlik wees. Sokrates het met sy lewe geboet oor die vrae wat hy gevra het. En op 'n manier het vrae ook 'n groot deel uitgemaak van die skrifgeleerdes, fariseërs en godsdienstige leiers wat Jesus begin verag het en hom uiteindelik laat kruisig het. Ja, vrae kan gevaarlik wees, maar dit is juis vrae wat insig en helderheid bring vir die aanvanklik tientalle, later honderde, duisende, uiteindelik 'n miljoene mense wat Jesus gevolg het. Volgens oorlewering het Albert Einstein op 'n keer gesê: "As ek 'n uur het om 'n probleem op te los terwyl my lewe daarvan afhang, sal ek die eerste 55 minute spandeer om die toepaslike vraag te bepaal. Sodra ek die regte vraag het, sal ek die probleem in 5 minute kan oplos." Voordat ons na Jesus se vraag gaan kyk soos wat die skrywer voorstel, wil ek vanmôre wel 'n belangrike punt maak oor die tipe vrae wat ons vra. In 'n boek deur Michael Maggard en Bob Tide, Leading with Questions, beskryf hulle die belangrikheid daarvan dat leiers goeie vrae vra. Om die waarheid te sê, leiers word meer gekenmerk as mense wat die regte vrae vra, as mense wat sodanig al die regte antwoorde het. Wat 'n belangrike insig. Het jy die laaste sin goed bereken? Leiers, ouers, bestuurders, onderwysers word eerder gekenmerk deur die vermoë om die regte vrae te vra, as om al die antwoorde te ken. Maar dis die tipe vrae wat ons vra, wat so belangrik is. Hulle beskryf 2 tipes vrae: ontmagtigende vrae en bemagtigende vrae. Vrae wat mense ontmagtig is vrae soos: hoekom het jy so droog gemaak? Hoekom was jy so stout? Hoekom is jy agter met jou werk? Weet jy nie beter as dit nie? Wat is fout met jou? Hoekom het jy dit gedoen? Die vrae fokus op wat fout is en veronderstel baie keer wat fout is met die persoon. Vrae wat ontmagtig fokus op die persoon se karakter of waarde en laat hulle met geen uitkoms om dit reg te maak nie. Die fout is gemaak en jou vrae laat hulle wegstap met die wete, daar is niks wat ek kan doen nie. Vrae wat mense bemagtig is vrae soos: hoe ver is jy met die projek? In plaas van, is die projek al klaar? Watter gedeelte van die projek gaan vir jou uitdaging wees en oor watter deel voel jy mee gemaklik? In plaas van, sal jy dit kan regkry? Bemagtigende vrae bou selfvertroue en daag mense uit om saam kreatief te dink, oplossings te soek en deel te neem binne 'n werksomgewing waar hulle bydra waardeer word. Wat sou jy nou anders doen as jy weer 'n geleentheid kry? Waar het dinge verkeerd gegaan? Dink 'n bietjie aan hoe ons vrae stel aan ons kinders. Hoekom lyk jou kamer so? Hoekom het jy so swak gedoen met jou toets? Wat het jy gedink? Dis vrae waarin 'n kind in 'n hoek gedryf word met geen moontlikheid daaruit nie. Toe ek 'n seentjie was en ek stout was, het my pa my gestuur om die rottank te gaan haal en vir hom in die kamer te gaan wag. Dan het hy langs my op die bed kom sit en gevra: "Hoekom het jy dit gedoen?" Maar, dit was verwarrend. Ek het geweet, daar is nie 'n antwoord in die ganse wye wêreld wat die uitkoms van hierdie situasie gaan verander nie. Daar is
niks wat ek nou kan sê, wat gaan maak dat my boude nie gaan brand nie. Ek wonder wat my seentjie en my dogtertjies gaan sê as hulle groot is, van die vrae wat ek vir hulle gevra het. Laat ons dit nou maar ruiterlik erken. Hierdie vermoë om vrae op 'n bemagtigende manier te vra, kom nie natuurlik nie. Wat is beter vrae om vir ons kinders te vra? Vrae wat bemagtigend is. Hoe wil jy hê jou kamer moet lyk? En wat sou jou help om dit te bereik? Of, wat is jou droom vir jou kamer, Boeta? Of selfs iets soos, ek gaan nou vir jou 'n paar minute kans gee. Jy dink baie mooi daaroor na, dan skryf jy vir my op 'n groot bladsy papier hoe jou droom vir jou kamer lyk. Dink net aan die transformatiewe krag wat hierdie vrae het, eerder as om aan te hou raas en te beklei, want die kamer lyk nie soos ek as pa wil hê dit moet lyk nie. Wanneer hulle die droom moet deel, kan jy hulle verantwoordelik hou aan hulle eie standaarde. Oor die toets wat verkeerd geloop het, kan ons vrae soos, wat het jy agtergekom van hoe jy voorberei het? Wat is die een ding wat jy vir jou volgende toets anders kan doen? Wat het jy geleer uit hierdie ervaring? In steede van die vraag, wat het jy gedink toe jy dit gedoen het, vra eerder, help my om te verstaan wat jou plan was. Wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy die besluit geneem het? En as jy nou terugkyk, wat sou jy anders doen? Hierdie vraag is transformatiewe vraag. Dit vra om deur die oppervlak te dwing en dieper na te dink. Dit bemagtig eerder as om af te kraak. Ek herhaal myself nou. Maar hierdie vraag kom nie natuurlik vir my of vir die meeste van ons waarskynlik nie. Maar ek sal werklik meer moeite doen om my vrae deegliker te bedink. Veral in die lig daarvan dat Jesus, ons Here, bemagtigende vrae gevra het, nie ontmagtigende vrae nie. En as Jesus dit gedoen het, waarom sou ek dit dan nie ook doen nie? Dit is 'n vaardigheid wat ons in ons gebede voor kan vra en dit 'n hoogstaande prioriteit in ons lewens maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef vanoggend hoe ons vrae kan afkraak en afbreek en onbewustelik kommunikeer. Daar is fout met jou. Help ons om soos Jesus bemagtigende vrae te vra. Vrae wat karakter bou. Uitnooi om te groei en te verander. Om verantwoordelikheid te aanvaar. En te weet die uitkoms is oop, nie geslote nie. Help ons Here om wysheid op te doen. Om met groter wysheid vrae te vra. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.